main event of the evening vir die light heavyweight championship of the world. Alex Pereira, Mr. UFC, teen Jiri Prochazka, nommer 2. So dis nommer 1 en nommer number 2, ja. Is hierdie die number 1 contender? Hy is, ja. Okay. Of ek dink so. Dit moet tussen hy wees of hy Magomed Ankalaev. Ja, hy is 2. So dan is hierdie is 1 en Magomed is 2, kan onthou hulle dit gewys. Maar anyway, Pereira 10 wins, 2 losses, dit voel hy moet ook al baie meer hê, maar anyway, hy was mos nou 'n kickboxer. Hy het mos na die wêreld, hy het iets in die, dink in die 40 fights in kickboxing en 'n boxing, hy het 'n pro boxing match ook. Ja. 8 knockouts, 2 decisions, met 'n finish rate van 80%, teen Jiri Prochazka, 26 wins, 4 losses, 26 knockouts, dus dit kan nie reg wees. Ja. Hy kan nie 26 wins en 26 knockouts met 3 submissions ook hê. Ja, dit is weird. Anyway. Ek sal gou terwyl jy lees kyk. Okay, en 1 decision met 'n finish rate van, wat dit beteken is hy het 100 meer as 100% finish rate. Hy is 110%. Jy sien, maar dan moet jy daar meer, dan moet jy gou. Nee, sorry, hy het 30 wins en 26 knockouts, sorry. Jy hoef dit reg te maak, ons gaan dit nie ek wil nou reg maak, want ek praat my nou. Jy gaan nou aan asof ons moet dit nou stuur skool toe dat die ding gemerk word of iets. Ek kan dit nie vat nie. Ja, jy OCD skop nou dubbel en dwars in. 30 wins, so dit maak sin. 26 knockouts, 3 loss, 3 submissions, 1 decision, maar 30. Ja. Met 'n finish rate van 97%, die finish rate van die aand. Dit kan jy glo, toe ek by Lopez kom, toe dink ek nee, wat hierdie ouer die gevaarlikste finish rate. Hier kom hierdie wragtig. Maar hierdie 2 manne is vir my soos die ultimate warriors, die mekaar, nou vir die tweede keer, so dit is jammer, is nou so bietjie kort kennisgewing, maar dis vir hulle albei shot. Exactly. Just do it. Hierdie is vir my 'n baie meer fair fight as hulle eerste fight. En glo dit of nie, obviously moet Pereira die favorite wees omrede hy die eerste een gewen, maar dit voel vir my hierdie het 'n baie beter kans. Sy omstandighede is beter in die fight as in die vorige fight, want onthou, in die vorige fight was hoekom wil ek aan mekaar vir Pereira sê Prochazka, was Pereira op 'n streak gewees. Hy was op 'n rou. Hy het 'n paar fights gewen. Hy is die champion. Sy oog is in, sy confidence is all time high. Verstaan jy? Prochazka kom van 'n rotator cuff injury af en blykbaar het hy nog met ander injuries in die fight ingegaan, maar hy wou nie daaroor gepraat het met terug en fight en en hy was hoe lank uit? Was dit 16 maande of lank? 18 maande en hy kom terug en hy fight in die champ met een van die most devastating strikers in die hele UFC. Hy is seker die hardste puncher nou in die hele UFC roster. So al het hy verloor, gee ek hom nou 'n beter kans as wat hy gehad het die eerste keer, want hy ten minste kan hy nou in die fight ingaan en hy kan gaan en sê ek is injury free. Ek hoop en bid hy is. Hy sê hy is die keer. So ek hoop en bid hy is. Hy's injury free. Hy kom van 'n lekker knockout win af wat spectacular was, so sy confidence is hoog. Hy het al vir Pereira gefight, so hy weet nou waarvoor om versigtig te wees vir daai power. En hy het in die vorige fight was hy besig om te wen totdat hy geklip was. So ek probeer hier 'n case maak om te sê hierdie gaan wen nie, maar ek probeer 'n case maak deur te sê hierdie fight is nou baie meer even as wat dit die eerste keer was. Ja. Ek dink ek sal glad nie verbaas wees as Prochazka wen nie. Alhoewel, want hy is 'n goeie striker en Pereira vat maar ouwe, maar hierdie vat ook ouwe. So ek meen, as in ons het mens al gesê Pereira is hy one punch knockout man. So ek dink as die ding met punte toe gaan, sal ek dink hierdie gaan wen. Maar ek dink Pereira sal hom iewers weer vang. Hy het hom laas in die tweede ronde gevang, so nou het hy 5 rondes nog steeds om te speel. So
ek voel dis baie 50-50, maar ek glo tog Pereira sal hom iewers met hy left hoek vang. Moet die stands of stone. Kyk, ek dink dit wat jy sê is meeste van die experts se redenasie. En hy kom ook uit met die wete dat hy het al en hy kan vir hierdie knockout. Hy het sy timing, hy het daai mental ding oor hom. Kom ek sê jou net gou-gou, wat is hulle albei se grootste weaknesses volgens my? Ons almal weet wat is hulle strengths. Ek hoef nou nie in te gaan met dit nie. Hierdie se awkwardness, Pereira se technicality, albei het power. Dink hierdie het 'n beter chin, maar Pereira het beter power, so dit nullify mekaar, whatever ook al. Ek dink hierdie het beter ground game as Pereira. Hy Tilden skop is sommer die kamera. Ek het vir jou gesê, jy moenie wyn vat terwyl ons praat nie. Okay. Is ons nou reg? Okay. Ja, sorry. Ek wil sommer nou praat dit alweer. Ja. Maar nee, dit voel vir my, enigeen van hulle twee kan die ander knock-out. Ja. Definitief. Dis daai, as jy na so 'n fight kyk, dan kry jy die gevoel, uit 10 fights uit, kan die een dalk 6 en die ander een 4 wen, of 5-5. Ja. Maar, so ons weet nou dit, die twee groot goeters wat vir my uitstaan, is nommer 1, die leg kicks vir Prochazka. Mense het gehoop in die eerste fight, hy kan 'n plan maak met die leg kicks, want dit was altyd, ons het daai tyd daaroor gepraat, en kan hy 'n plan maak, sal hy uitfigure hoe met 'n defend, hy kon nie regtig waar nie. Flippin Pereira het sy been mif geskop. So, nou kan jy sê, okay, sy been is mif geskop en hy's geknock out, nou het hy geleer. Toe loop fight hy teen Rakic, en Rakic skop sy bene vir hom mif, en dit lyk nie, hy het antwoorde daarvoor nie. So, as hy nie seriously in hierdie blerrie training camp, wat klaar kort is, 'n plan gemaak het om te deal het met leg kicks nie, then we can see the same thing again. Pereira chew sy bene op met leg kicks, hy maak dat hierdie moet desperaat raak en aggressief raak om hom te probeer uithaal, want hy weet sy bene gaan dit nie hou nie, en dan loop hy weer in 'n bom in, en dan is dit nie eens verby. So dis my grootste vrees vir Prochazka. My grootste bekommernis van Pereira, dis nie so groot soos die Prochazka bekommernis nie, maar is nog steeds something to be concerned about as jy in sy team is, of in sy kamp is hulle sê hy het hierdie fight accept terwyl hy in Australië met vakansie was. So, as ek moet raai, wie is in beter shape tussen die twee, dan sal ek raai Prochazka is, want hy is mos so 'n mal samurai ninja ding. Hy oefen seker elke dag van sy lewe, of hy 'n fight het of nie. Obviously sal hy dit opramp en meer spesifiek of wat ook al, maar ek dink hy gaan in 'n beter physical condition wees as Pereira. Ek dink hy gaan nie so 'n swaar weight cut maak soos Pereira nie. So daar gaan hy dit hê. En as baie keer in 'n rematch, jy kan daar's 'n sê ding in boxing, as twee ouens fight en die een ou knock die ander ou uit in hulle rematch, dan kry jy gewoonlik vinniger die knockout in die tweede fight. Maar hierdie is nie boxing nie, dis MMA. Ek het ook al gesien baie keer in rematches hou die fights langer, want nou het hulle mekaar geleer ken beter. Voel vir my in die UFC is dit meer die geval. Ja, as dit 'n rematch is, dan in die rematch dan gaan hy 5 rondes. Ja, vat sommer vir Easy en Whittaker. Paar fights soos Nunes en wat is hy, Venezuelan girl. Ja. Selfs met Grasso en Valentina Shevchenko. En ja, so daar's 'n paar. Ja, jy's reg. Daar is ek het nou in een gedink terwyl jy praat, en toe flippin Rose Namajunas en Zhang, sy het haar geheadkick into Oblivion in die eerste tweede ronde, en die volgende fight toe gaan hulle 5. So nou kan jy sê, okay, sê nou maar, want hierdie het hoeveel keer gesê, this time
I'm not making any mistakes. Soos hy weet, hy sê I was doing good until I made the mistake. Hy sê this time I'm not going to make the mistake, I'm going to be focused. Nou as hy gaan focused wees en baie mindful is van die leg kick en sê die left hoek, laat hy nie dom in hardloop of wat ook al nie, dan kan hierdie fight 5 rondes gaan en as dit 5 rondes gaan, dan kan 'n mens meer begin lean na hierdie se kant toe, want ek dink sy cardio gaan beter wees in die weight cut, gaan nie so gevaarlik wees nie. Ek dink dit gaan 5 rondes gaan nie. Een van hulle. Ja, nee, hierdie twee ouens is te gevaarlik. Een gaan stop. Maar wat vir my so cool is van die even playing field van hierdie fight, daar's niks verskonings na die tyd, ek is short notice of jy nie. Weet jy, hulle albei se vorige 2 fights was presies op dieselfde aande gewees. Hulle het elke keer op dieselfde kaart gefight, soos in die laaste wat hulle albei gefight het Pereira vir Hill geknockout en hierdie het op die co-main vir Rakic geknockout en die vorige keer het hulle twee te mekaar gefight in die main event, so is no excuses. Ja, hierdie fight kan hulle noem no excuses, may the best man win. En dan net so may the best man win. Ja, ons is klaar, moenie worry. En dan net so, hey, maar klaar. Hy is nou soos Oestermeer. Ja, no time. Dis al wat hy wil doen. En okay, sorry. Ons betaal hierdie man per uur nogals ewe. Uit so. Nee, wel, een van die dae gaan hy 'n paar duisend rand per uur betaal word. Daar gaan hy sê praat. Ja. Hou moet aan praat my vriende, praat nog lank. Kom ons maak dit nog 'n uur. Ja. Praat van No Time in Oestermeer, dit val nou mooi in. Weet jy dat hierdie Prohashka het sy debut in die UFC gemaak, toe knock hy vir Oestermeer met 1 punch uit in die tweede ronde. Ja. Wys jy hom net hoe eyster is daai man, ons het gesien hoe gevaarlik is Oestermeer en look how that turned out. Hierdie twee manne is al twee op 'n ander level van, dit is seker die 2 gevaarlikste manne in die UFC van volgende. Ja, en mentally, en dit lyk, iemand het hulle uit 'n boek uitgehaal en geskryf, soos 'n samurai in 'n flippin Amazon warrior en nee, hulle is amazing. Dis soos amazing. Ek love hierdie 2 ouens. So ja, dis ons storie vir die aand. Sorry bro. Nee, ons is klaar. Nee, my prediction flip jou. Telden flip jou. Sit uppercut, klap hom teen sy kop. Krap hy vinger wat die paus. Ek moet my prediction gee. Jy het gesê Pereira. Ja. Maar ek sal glad nie, ek sal net slightly lean towards Pereira. Nou maar, ek gaan presies dieselfde as jy. Ek gaan slightly lean na hierdie toe. Op grond van daai conditioning ding. Ek het 'n gevoel, hierdie gaan vir Prohashka hier in die 4de, 5de ronde. Enigiets van die 3de af. Ja, hierdie gaan vir Prohashka. Ja, miskien gaan hy op sy eie swart val en homself uithaal. Maar ek dink as hy kan die leg kick vermy, dink ek gaan hy hierdie fight gaan hy fight en hy kan hom dalk uitchoke ook nog. Jy weet nooit nie. Maar ja, die ding waar ek die sterkste voel is, ek dink nie dit gaan nie volle 5 rondes gaan nie. Iemand gaan knock the flipped out wees.